Goeienaand geliefdes, pastoor Karel van Heerden hier uit Wolmaranstad. En my familie JCRMTS en Chaplaincy South Africa wens ons u 'n geseënde, voorspoedige en veilige dag toe, saam met Jesus Christus. Geliefdes, die Vader het vandag gevra en gepraat met my terwyl ek op die pad gery het. Want wanneer ek ry, is dit tyd wat Vader my gun om met hom te mag praat. En die Vader vra vir my, waarom vind jy dit so swaar om jouself te vergewe? So my boodskap se opskrif is, Vader, help my om myself te vergewe. Geliefdes, baie van ons kan God se vergifnis verander aanvaar en selfs glo dat ons vergewe, maar tog bly daar iets swaars druk. Ons kan onsself nie vergewe nie. Skuld, skaamte, selfverwyte en innerlike veroordeling word 'n gevangenis waarin ons leef. Vandag kom ons voor u Vader met 'n eenvoudige, diep boodskap en 'n gebed. En ons vra u, Vader, help ons om onsself te vergewe. Hierdie boodskap gaan nie oor goedkoop troos nie, maar oor Bybelse waarheid wat harte bevry. God se vergifnis is volledig en volkome. Die woord leer ons dat wanneer God vergewe, hy heeltemal en totaal en al vergewe. 1 Johannes 1 vers 6. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om die sondes te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid. Let op, geliefdes, alle ongeregtigheid, nie net sommige sondes nie, nie net die kleine foute nie. Wanneer God reinig, bly daar niks oor wat ons moet byvoeg nie. Om onsself nie te vergewe nie, is dikwels 'n stille manier om te sê, God se vergifnis is nie genoeg nie. Selfveroordeling is nie van God nie. Baie gelowiges leef onder die konstante stem van aanklag, maar daardie stem is nie die stem van die Here nie. Romeine 8. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Geen veroordeling nie van God af nie, en daarom ook nie van onsself nie. Openbaring 12 vers 10. Want die aanklaer van ons broers is neergewerp, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Wanneer jy jouself dag en nag aankla, stem jy saam met jou aanklaer en nie saam met jou verlosser. Dawid, 'n man wat geleer het om vergifnis te ontvang,
Dawid het ernstig gesondig, maar hy het nie in selfhaat gebly nie. Hy het na God gevlug. Welgeluksalig is hy wie se oortredings vergewe word, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toerekening nie. En in wie se gees daar geen bedrog is nie. Dawid het geleer, as God nie meer my sondes toereken nie, het ek geen reg om dit aan myself toe te reken nie. Petrus, vergewe na mislukking. Petrus het die Here 3 maal verloon. Hy het bitterlik geween, maar Jesus het hom nie verwerp nie. Hy het hom herstel. Johannes 21 vers 12. Toe hulle dan klaar geëet het, sê Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my lief meer as hulle? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Jesus herinner Petrus nie net aan sy sonde nie. Hy herinner hom aan sy roeping. As Jesus jou vergewe en jou steeds roep, wie is jy om jouself te verwerp? Om jouself te vergewe is 'n daad van ongeloof. Selfvergifnis is nie 'n emosie nie. Dit is 'n gehoorsaamheid aan die waarheid. Hebreërs 10 vers 22. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle versekering, volle geloofsversekering, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete. 'n Slegte gewete wat reeds deur Christus gereinig is, hoef nie weer oopgekrap te word nie. Jy is nie jou verlede nie. God identifiseer jou nie volgens jou foute nie, maar volgens jou nuwe lewe in Christus. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Om jouself nie te vergewe nie, is om in die ou dinge te bly leef wat God reeds laat verbygaan het. Geliefdes, praktiese stappe om 'n mens om jouself te vergewe. Bely en laat los. Moenie sonder sonde wegpraat nie, maar moenie daarin bly woon nie. Glo God se woord bo jou gevoelens. Gevoelens lieg soms. God se woord nooit. Verwerp die stem van aanklag. Spreek die waarheid hardop. Aanvaar God se genade daagliks. Genade is nie net vir die bekering nie, maar vir elke dag. Geliefdes, om jouself te vergewe is nie om sondes goed te praat nie. Dit is om God se genade hoog te ag
wandel vry, leef lig, die Vader het jou reeds omhels. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal u behoed en bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. In die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek los u met hierdie boodskap. Kom ons vergewe mekaar en kom ons wandel soos wat Vader wil hê. Ons moet wandel en die ou dinge afskryf en nuut word en saam met hom leef in liefde. En ons nie meer kwel oor die dinge wat ons nie kan verander nie. Maar Vader, maak ons bly dat ons wel onsself kan vergewe deur u genade en u liefde. Geliefdes, totsiens tot ons weer mag praat. Shalom.